aan my tafel. Ek onthou hoe ek 'n resepteboek bekendstelling vir 'n voormalige leerder aangebied het by 'n hoërskool waar ek as skoolhoof gedien het. Een resensent het geskryf: "Feilloos bied tydlose resepte vir enige geleentheid aan met foto's wat so goed lyk dat jy dit wil eet." Die skoolhoof in my het die titel aan my tafel geweldig geïnspireer met waardering. Ek dink dikwels aan die rykdom van kundigheid en ervaring aan my tafel in die kantoor of personeelkamer. Die bestanddele is alles daar, maar die resep werk net as ons beste bring na daardie tafel en saamwerk om 'n wenproduk te skep. Een keer per maand sit byna 20 PET skoolhoofde om 'n tafel in 'n saal, biblioteek of personeelkamer in 'n ander Wes-Kaapse skool. Die gasheerskool stel sy of haar skool se visie, geskiedenis, die gemeenskap wat dit dien, sy daaglikse uitdagings, hoogtepunte en gewoonlik sy senior leerders bekend. Indrukwekkend in hulle uniforms en met hulle warm verwelkomende glimlagte. Om ons gasheer skoolhoof te ontmoet is in wese die duidelikste venster na die besondere gehalte van daardie skool. Ons stap net na een lokaal, maar ons kry 'n prentjie van wat in elke klaslokaal in die skool gebeur. Ja, die skoolhoof stel die toon, beliggaam daardie visie en gee ons 'n kykie in die sleutelaanwysers, naamlik ingesteldheid, klimaat en uitnemendheid. Ons gaan voort met ons vergadering by hierdie nuwe tafel en ek geniet dit om fyn uitgesoekte, suksesvolle, voormalige skoolhoofde in aksie dop te hou terwyl ons insigte deel oor die ondersteuning van skoolhoofde, die bou van bestuurspanne en die uitrol van stelsels om skoolgehalte onderwysleierskap te verseker. Ek sukkel 'n bietjie. My vrou sou 'n ander byvoeglike naamwoord gebruik het, met my gehoor. So, ek sit strategies aan daardie tafel met 'n duidelike uitsig oor my kollegas. Wat my tref, is die skoolhoof in elkeen van ons. Wanneer ek rondkyk aan daardie PET-tafel, sien ek een legendariese figuur, skoolhoof van 4 skole, wat 'n kosbare bestanddeel tot die resep bygevoeg het, naamlik hoë gehalte verhoudings. Dit is wat die beste in elke belanghebbende na vore gebring het, wat saamwerk om 'n skool groot te maak, suksesvol te laat. Nog een, nadat hy skoolhoof van 2 verskillende skole was en na 'n leeftydlange belangstelling in die werk van vooraanstaande opvoedkundiges, het 2 boeke geskryf, wat vir jare in elke skoolhoof se kantoor in die land gevind sal word. 'n Gunsteling aan my tafel is ons man van Ceres. Hy, soos nog een van Bredasdorp, ken elke skool in die dorp, die sterk en swakpunte van elkeen in die dorp en die onderwysers van die eerste dag af. Hy mentor al die skoolhoofde en het die oor van Ceres se burgers, jonk en oud. Daardie gemeenskapsaksie insette is 'n onskatbare bestanddeel in suksesvolle skoolleierskap. Nog een,
wat van graad R tot 12 onderrig het en 2 hoë profiel skole gelei het en skoolhoofde in Khayelitsha en Stellenbosch afrig, het haarself opgelei in die wetenskap en kuns van moderne afrigting. Sy is ons mentor-guru. Nog een, 'n hoërskoolhoof, departementele beplanner, kurrikulumspesialis en skoolontwikkelingskenner, hou 'n doktorsgraad in opvoedkunde en het sy vaardighede hoofsaaklik in strategiese beplanning as konsultant vir die motorbedryf toegepas. Nog een, 'n welbekende laerskoolhoof en kringbestuurder van Metro Noord, het 'n skat aan kontakte binne die WKOD, regdeur sy distrikskantoor en in besigheids- en gesondheidswêreld. Hy mag dalk nie elke probleem self oplos nie, maar hy ken altyd iemand wat kan. Nog een, vir wie ek groot respek het omdat hy 'n reputasie het dat hy enigiets kan regmaak, het 'n diep begrip van die uitdagings wat skole op die Kaapse vlakte in die gesig staar. Hy was 34 jaar by Heathfield Hoërskool, waarvan 18 jaar as hoof was. As buitestander weet ek wie om te vra as ek 'n sensitiewe kwessie wil verstaan. Nog een, 'n leeftydlange skoolhoof by 2 beroemde skole, privaat skole, het elke greintjie van daardie ervaring gebruik in die leiding van Crystal House, wat kinders uit uiters arm en gemarginaliseerde agtergronde dien. Nog een luister aandagtig en, wanneer almal klaar gepraat het, som hy op en bring sy insigte in grondslagfase onderrig en leer na vore met praktiese strategieë. Ek het nog nie eers 2 merkwaardige vroue genoem nie. Die een wat 4 topskole gelei het, voordat sy persoonlik deur Oprah Winfrey gekies is om haar skool in Suid-Afrika te bestuur. En nog een wat as hoof van die hoogs presterende Siyayaka Laerskool in Browns Farm, Philippi, deur Pat afgerig is en nou Pat skoolhoofde en hul afrigters afrig. Ons uitredende hoofuitvoerende beampte is die hoofrolspeler van die organogram as die onontbeerlike instrument in stelsels en portefeuljebestuur in die skool wat werk. Ek het 'n paar van die experts, die deskundiges aan die tafel uitgelaat, maar hulle vorm intiem deel van hierdie groot familie PET. Alhoewel elke skool daardie tafel het, wat die SMT huisves, is die kwaliteit van die gesprek, die besluitneming en die samewerkende leierskap dikwels baie verskillend. Om daardie tafel te lei is 'n vaardigheid wat die goeie van die groot onderskei. As afrigters probeer ons daardie resep deel. Kyk met nuwe oë na jou tafel. Luister met intensie. Sluit opreg in en werk saam in die beste belang van jou skool. Ek is seker enige skoolhoof koester die geleentheid om met ander skoolleiers te gesels oor hoe om die beste te dien in die warm stoel aan daardie tafel. Niemand help jou meer doeltreffend as 'n ondersteunende en praktiese professionele persoon wat persoonlike insig het in die spanning en stramminge van skoolhoofskap nie. Jy kan nie enige skoolhoof kies nie. Jy moet een identifiseer wat jou toewyding deel om daardie hefboom vir verandering en verbetering te wees. Beide professioneel
en persoonlik. Jy moet daardie kollega vinnig vind, net as jy groot is rondom die GSB tafel gevind het. Aanlyn vergaderings het hul plek, maar dit doen dit nie vir my nie. Soos enige skoolhoof is ek lief vir daardie voorste ry sitplek in die stoel en my plek aan die tafel wat ons by mekaar bring om met onderskeiding te dien. Vy het 'n tweede hoek. Be my guest. As afrigters is ons bly om gaste aan julle tafels te kan wees.